Goeiemôre gemeente, baie welkom by hierdie aanlyn diens. Kom ons bid net saam. Here, baie dankie vir hierdie saamwees op hierdie manier. Ons gebed in die oggend is 'n dankgebed, dat U met ons wil bemoeienis maak, en dat ons in U hande kan wees, en toevertrou aan U, ook aan die Heilige Gees. U naam ter ere, amen. Vriende, ons gaan vanoggend 'n bietjie gesels oor die Heilige Gees spesifiek, meer as sodanig, en daar word baie gepreek rondom die Gees, maar hierdie is meer 'n bietjie van 'n verduideliking, waar ons baie keer verward en onseker is, oor die werking, veral vir die werking van die Heilige Gees. So ek gaan lees uit Handelinge 19, net 'n paar verse. Handelinge 19 vers 1, terwyl Apollos in Korinthe was, het Paulus deur die binneland gebied gereis deur Klein-Asië na Efese toe. Daar het hy 'n groep gelowiges gekry. Hy het vir hulle gevra, het julle die Heilige Gees ontvang toe julle geglo het? En dan antwoord hulle sê, ons het nie eens gehoor dat daar 'n Heilige Gees is nie, het hulle hom geantwoord. Met watter doop is julle dan gedoop, vra hy. Hulle het hom geantwoord met die doop van Johannes. Paulus sê, toe Johannes se doop was 'n bevestiging dat 'n mens jou van jou sonde bekeer tot God. Johannes het self vir die volk gesê, hulle moet in Jesus glo, die een wat hy gesê het na hom sal kom. Toe hulle dit hoor, het hulle in die naam van die Here Jesus laat doop. Toe Paulus sy hande op hulle sit, het die Heilige Gees op hulle gekom, en het hulle in ander tale begin praat en geprofeteer. Altesaam was daar 12 mense gewees. Ons sal later nog 'n paar gedeeltes ook saam kyk na, maar Handelinge word baie keer in die vroeë kerk gebruik genoem die Handelinge van die apostels, wat nie heeltemal korrek is nie. Is eintlik die Handelinge se optrede wat belangrik was. Eintlik is hierdie die Handelinge van die Heilige Gees. Handelinge gaan baie oor die Heilige Gees. En die dorp waarin alles gebeur uiteindelik is Jerusalem. Die slothoofstuk van Lukas gaan volledig oor Jerusalem. Jesus se kruisiging, sy opstanding, sy hemelvaart, alles gaan hier rondom Jerusalem. Dis die plek waar Handelinge begin. En Lukas is die skrywer van Handelinge. Hy het ook Lukas geskryf en daarna Handelinge geskryf. En ons weet nou van die uitstorting van die Heilige Gees, maar daar was nog 4 ander uitstortings gewees. En dit is vir ons interessant om dit te hoor, om daaruit ook te leer. Tweedens was Johannes en Petrus saam gewees by 'n klompie gelowiges, en toe hulle bid, het die uitstorting van die Heilige Gees plaasgevind. So wat ons mekaar sê hier is dat die Heilige Gees ook in die apostels krag gevind het om dit te doen wat Jesus gedoen het. Die apostels, ook in die derde geleentheid was die apostels by Samaria gewees. Nou ons weet Samaria was mense wat nie eintlik die woord aanvaar het nie. Maar hulle begin die woord van God aanvaar, en dan gaan Petrus en Johannes, en hy gaan bid vir hulle, en hy lê hulle hande op. En wanneer jy hande op lê elke keer, dan gebeur daar iets. Die plek het geskud, en hulle het die Heilige Gees ontvang. So ook het Petrus en Johannes gepreek by Cornelius in sy huis. En weer eens lê hulle die hande op, en Cornelius, wat nie Jood was nie, ontvang die Heilige Gees. Petrus in Efese het Petrus verstaan dat nie Jesus het nie verstaan dat Jesus dood en opstanding en die werk van die Gees gebeur nie. Hy preek dan in Efese vir 3 maande lank in die sinagoge, en hy bly dan vir 2 jaar lank bly hy aan, en hy lê hande op mense. En dit is, vriende, waar die derde sendingreis van Petrus begin. Handelinge
Handelinge 1 vers 1 tot 6, sy teksvers hier is vers 2, het julle die Heilige Gees ontvang toe julle begin geglo het? Het julle geglo, is nie vir Paulus genoeg nie. Paulus sê, ons moet ook meer as net glo. Ons moet die Heilige Gees kan ontvang. En hierdie mense in Efese het nie veel geweet van die Heilige Gees nie. Hulle het nie die betekenis van die Heilige Gees geweet nie. Kom ons kyk net na 'n paar verse uit Esegiel. Esegiel 36 vers 25 tot 29 lees ons daar, dan was dit julle skoon met water en julle sal skoon wees. Ek maak julle skoon van julle vuilheid en afgode. Met ander woorde, hier gaan dit die hele tyd oor, ons moet onsself skoon maak, voor ons die Here ontvang, voor ons die Heilige Gees se volheid werklikbaar ontvang. En dan sê hy hierso in Esegiel, ek vat die ou hart van sonde weg en gee julle 'n nuwe gehoorsame hart. Ek gee my hart in julle sodat julle my voorskrifte sal gehoorsaam en doen wat ek vra. Jy sien, daar's 'n baie meer intimiteit wat ons lees in die koms van die Gees in die Nuwe Testament. God wil mense se harte hê. Hy wil hê ons harte moet sy woonplek wees. Dis 'n dubbele belofte wat ons in Efesiërs kry. In die eerste plek, ek sal julle 'n nuwe gees gee. In die tweede plek, ek sal julle my gees gee. Baie diep, intens met Jesus Christus. Die Nuwe Testament lees ons baie van die Gees wat woon in ons. Vriende, dis die kragveld wat ons ontdek as ons die Gees ontvang. Andrew Murray het gesê, daar's 2 soorte Christelike lewens. Die een is om iets te ontvang, iets te verstaan van die werking van die Heilige Gees en te ervaar. Maar toe die Pinksterseën kom en om die volle Pinksterseën te ervaar, moes ons die krag van die verlossing ervaar deur die volle vreugde van die Pinksterseën. Nie net gelowiges, vriende, kan die Gees ontvang nie. Ons het gelees ook hier van Cornelius wat 'n pasgelowige is en nie Jood was, maar kan ander mense, nie gelowiges, kan ook die Gees ontvang. Die sleutelgedagte hier is dat die Heilige Gees vra vir ons om skoon te maak. Dit wat ons lees in Efesiërs, om allerlei gemors uit ons lewe uit te verwyder en met hom 'n pad te loop. Hy sê, ek maak julle skoon van julle vuilheid. Jesus wil die Heilige Gees aan ons uitstort elke dag, nie net af en toe nie. Hy wil vir ons 'n nuwe gees gee. En dan wil ek aanhaal uit Titus 3 vers 3 tot 7, waar Paulus sê, ons was eers dwaas en dis 'n verkeerde pad geloop en snaakse begeertes gehad, maar dan kom hy in vers 5 en hy sê, hy het ons verlos nie op grond van wat ons gedoen het nie, maar deur sy vryspraak, maar slegs op grond van sy eie ontferming. Dit het hy vermag deur die reiniging van die wedergeboorte en deur die Heilige Gees wat ons vernuwe. Hy het die Gees ryklik op ons uitgestort op grond van Jesus Christus, ons verlosser, wat hy gedoen het. So is ons vrygespreek deur sy genade en het ons erfgename geword van die ewige lewe waarop ons hoop. Erfgename, sê hy, kan ons word as ons die Heilige Gees werklik ervaar in ons lewe. Andrew Murray preek oor die Heilige Gees en dan sê hy ook dat die gemeentes moet ook sterker optree oor die Heilige Gees. Dis wat Paulus bedoel. Hy sê, het julle die Heilige Gees ontvang toe julle begin glo het? Dis die vraag, ongelukkig wat ons as 'n harte vraag, wat ons vanoggend ook vir onsself moet vra. Het julle die Heilige Gees ontvang nadat julle begin glo het? Andrew Murray sê, die kerk word kragteloos soms, omdat lidmate nie die krag van die Heilige Gees verstaan nie,
en nie die krag van die bekering in preke weerspieël word nie. Dis 'n groot vraag en dis 'n groot opdrag en 'n groot verantwoordelikheid op predikers in die kerke. Jesus in sy eie bediening op aarde kon soms mense nie regtig aanraak nie. Hoekom nie? Want deur sy woorde en die invloed wat hy gehad het, kon hy soms nie hulle aanraak nie, want hulle het nog nie die Gees ontvang nie. Hulle was nog binne-in, Jesus was nog nie binne in hulle harte gewees nie. Die Pinksterdag, vriende, verander alles. Alles verander. In plaas van Jesus by hulle, word Jesus in hulle. By die Pinksteroggend was daar net 120 mense betrokke gewees, teenwoordig gewees. Maar die sukses is dat die Heilige Gees in hulle harte kom woon. Hulle harte en lewens word aan God gegee. Christus, vriende, het die kerk geplant met die Heilige Gees as lewenssap. Kan ek dit net herhaal? Christus het die kerk geplant met die Heilige Gees as lewenssap. Die Heilige Gees is in perfekte harmonie ook by die Vader. En dit is deel van die drie-eenigheid. Vader het gekom, hy het alles geskep. Hy het Jesus gestuur na die aarde toe, om homself te openbaar. En hy het ook gesê in Kolossense 1, dat hy die wêreld met homself versoen. So hy het vir die wêreld lief gehad, van die begin af. En dan stort hy die Heilige Gees uit. Daai drie-eenheid is volledig. En dan vra ons baie keer, maar wie is die Heilige Gees regtig? Wat doen hy regtig? Wat is sy taak? Wat is sy plig in hierdie drie-eenheid? Die Gees is die Gees van Christus. En dis vir my belangrik gewees om dit te hoor. Hy is regtig die Gees van Christus. Hy is nie net onafhanklik een kant nie, hy is deel van die drie-eenheid. Hy is die Gees van Christus. Jesus self stort die Gees uit wat hy na die hemelvaart van die Vader ontvang het. Hy het dit van die Vader ontvang en dan stort hy dit uit op die mense. Die Heilige Gees verbind ons aan Christus. Dis 'n verbinding wat baie belangrik is. Hy oortuig ons van die boodskap van die kruis. Hy oortuig ons van die boodskap van die kruis. Hy maak ons oop vir wat Jesus gedoen het. Die mense in die ou tyd kon nie verstaan wat Jesus gedoen het nie, want hulle oë was nog nie oop nie, hulle was nog nie die Heilige Gees ontvang nie. En dan nou hy ons stip gefokus op Jesus. Hy merk ons as God se eiendom. En ons het Titus 3 gelees, hy maak ons het nou erfgename, omdat hy ons gemerk het, omdat ons sy Gees ontvang het. Die Gees lyf gelowiges in die liggaam van Christus, in wat ons menskinders van God maak. Ons word kinders van God, deur Jesus wat ons ingelyf het in die Heilige Gees. Soos die siel en die liggaam een is, so wil Christus in ons woon. Ons natuur wil hy met sy natuur deurspoel. Die Heilige Gees werk in en deur Christus. Die Gees word ook deur hom gestuur en gebruik. So die Gees is daar, deur Christus wat hy kan gebruik en kan stuur. En dis 'n werklikheid in elkeen van ons lewe. Om totale oorgawe te hê, totale oor te gee aan die Gees, is wat God vir ons beloof. Wanneer ons onsself reinig, dan kan hy die Gees in ons binneste ook ervaar. Vriende, gee jouself oor, soos 'n leeuhouer, in volkome oorgawe aan Jesus, om met die Heilige Gees vervul te word. Hy kan die volheid van die Gees as erfdeel vir my en jou gee, as 'n wonderlike erfdeel. Wat wil ons meer hê as dit? Vriende, maak gerus staat daarop. Jy kan dit ontvang. Amen. As ek in eerbied wonder
klein vergroot vir alles en U sorg dag na dag vir my kind. Dan moet ek juig my Redder en my God. Hoe groot is U? Hoe groot is U? Want deur die hele skepping klink dit saam. Hoe heerlik eer U groote naam. Hoe heerlik eer U groote naam. En ontvang die seën, mag die Here jou seën en koester, mag die Here jou lei en jou uitermate seën gaan wees dan 'n seën vir ander. Amen.